Hartlike goeiemôre geliefdes aan elkeen van u. Terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, dankie dat u woord ewig waar is en dat ons daaruit die lewe mag put. Dankie dat ons dit mag lees en dankie dat ons dit mag aangryp en indrink. En Vader Jahwe, dat dit ook in ons lewens 'n vastigheid mag skep, sodat ons volkome op u kan vertrou, omdat u woord waar is, en omdat die woord getrou is, en omdat die woord lewend is. Vader Jahwe, help ons ook wanneer ons die woord dan nou hanteer, vorm en maak ons waarlik u welbehaaglik. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Hartlike goeiemôre geliefdes aan elkeen van u. Geliefdes, ons kom vanmôre by die tweede deel, die oordeel oor Israel en Jerusalem, deel 2. Nou wil ek aan die begin ook waarsku en sê, ons het 'n klomp dinge wat ons moet hanteer, so 'n bietjie geskiedenis en alles in dit. Daar sekere dele wanneer ek vinnig gaan beweeg om deur dit te gaan. U is welkom om die boodskap net 2 keer te kyk of deur te gaan of te luister, om net alles te onthou. So verskoon my asseblief as daar dele is wat ek 'n bietjie vinnig is. Kom ons begin dan ook dan daarmee. Geliefdes, ons teksgedeelte gaan ons nou uitkom by Matteus 24 en ons gaan stelselmatig lees. Ons het in deel 1 het ons gehandel oor Matteus 21, u kan solank na Matteus 24 toe blaai. Ons het gehandel oor Matteus 21, daai gelykenis van die landbouers, Matteus 22, die gelykenis van die bruilof, en Matteus 23, die aankondiging van die oordeel oor Jerusalem en dan besonderlik die leiers van die volk, en ons het geëindig met vers 36, voorwaar ek sê vir julle van Matteus 23, ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie generasie, hierdie geslag kom, en as gesê genia is, generasie, is waar genos verwys dan nou na 'n ras of 'n etniese groep, verwys genia na 'n generasie. So, alles wat ons gaan lees, hierdie aankondiging van hierdie oordeel, en dit wat ons nou gaan lees, gaan op hierdie geslag voltrek word. Net so voordat ons begin lees, kan jy so lank omblaai na Matteus 24 vers 34 aan die einde van ons gedeelte wat ons gaan hanteer. Jy sal sien die hele Matteus 24, alles wat ons gaan hanteer tot en met vers 34. Kom ons lees vers 33. So weet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien. Ons gaan nou in vanmôre se boodskap alles hanteer wat gaan gebeur. So weet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag, hierdie genia, hierdie generasie met wie Yeshua praat, sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Daarom is dit belangrik, alles wat ons vanmôre gaan hanteer, het plaasgevind as 'n oordeel oor daardie generasie met wie Yeshua gepraat het. Goed, kom ons blaai terug na Matteus 24 toe. Nou, hierdie selfde verhaal waarvan Yeshua wat hy op die Olyfberg aan die apostels meedeel, vind ons in Matteus, Markus en in Lukas. Elkeen van hulle vertel van hierdie woorde van Yeshua aangaande die oordeel oor Jerusalem en oor hierdie geslag. Die enigste evangelie wat dit nie insluit nie is Johannes. Johannes maak glad nie melding daarvan nie, omdat Johannes, hy hanteer dit nie in sy evangelie nie, maar hy hanteer hierdie selfde gebeure in Openbaring. Omdat hierdie so geweldige gebeurtenis is, jy sal sien dit staan sentraal in elkeen van hierdie evangelies. Johannes hanteer dit apart as deel van Openbaring. Nou, met dit dan as agtergrond, begin ons lees in Matteus 24 vers 1. En Yeshua het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disippels het nader gekom en om die geboue van die tempel gewys. Wanneer Yeshua uit die tempel uitgaan, en hierdie woord is interessant in die Grieks, dis asof Yeshua dit heeltemal verlaat, en dit bring dit, want is die laaste keer wat Yeshua uit die tempel uit sou gaan, waar hy daar sou leer, dit bring dit in konteks van
Esegiel wanneer Jahwe sy tempel verlaat, want al hierdie dinge gebeur net voor hierdie oordeel die tempel tref. Joshua gaan uit die tempel uit en die laaste keer wat hy daar sal leer en sy disippels kom na hom en hulle sê vir hom, Markus 13 vers 1, Meester, kyk watter klippe en watter geboue. Nou, net so 'n bietjie om perspektief te gee, hier is 'n foto van toe ons in Israel was, waar 5 van ons hand tot hand bymekaar staan in die lengte van een van hierdie enorme klippe. En daarom, wanneer hulle hierdie klippe sien, dan sê hulle vir die meester, Meester, kyk watter klippe en watter geboue. Kyk hoe groot is dit. Die tempel was vir Israel die beeld en die getuienis van Jahwe. Die tempel was die woning van Jahwe onder die volk. Dan kom Joshua se geweldige, polities totaal onaanvaarbare woorde van Markus 13 vers 2, nadat hulle vir hom sê, Meester, kyk hierdie tempel, kyk die klippe, kyk die grootheid daarvan, wanneer hy sê, sien jy hierdie groot gebou? Groot geboue. Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Dit moes geweldige woorde gewees het, wanneer hulle daar kyk en hulle dink aan hierdie tempel, en hulle dink aan hierdie groot klippe, en Joshua se woorde wat sê, daar sal geen klip op die ander bly staan nie. Elke steen wat julle nou hier sien, sal afgebreek word. Van hierdie klippe wat tot 400 ton geweeg het, enorm groot. Dis reeds laatmiddag, en so in die laatmiddag, dan vertrek Joshua en sy disippels daar deur die Kidron-vallei, uit die tempel uit, deur die Kidron-vallei, en hulle gaan dan, en hulle is besig om op te gaan op die Olyfberg. En van daar moes hulle 'n pragtige uitsig gehad het op die tempel, want die naaste aan hulle in die stad is die tempel, en die tempel was die indrukwekkendste gewees. Dit word beskryf in die antieke geskrifte as 'n wonder van daardie tyd. Die woord het uitgegaan weens hierdie tempel wat so ontsaglik mooi was, en besonderlik ook wanneer die son daarop geskyn het. Dit was iets besonderlik, en so wanneer die son begin sak, en hier is 'n beeld daarvan, van wat die disippels moes saam met Joshua afgekyk het, so op die tempel, en hulle sien hierdie tempel as die prominente struktuur, en hulle kyk daarna, en hulle sien hoe pragtig dit is, veral so met die sonsondergang. Dan kon hulle nie anders as om terug te dink aan Joshua se woorde, wanneer toe hy gesê het, daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Van dit wat julle nou sien, alles sal afgebreek word. Dit moes 'n geweldige indruk op die apostels gemaak het, in so 'n mate dat die eerste 4 apostels, u kan onthou wanneer Joshua daar by die see van Galilea kom, dan roep hy die 2 broerpare, Jakobus en Johannes, en Petrus en Andreas, al 2 broers en 2 broers, wat al 4 vissermanne was, hulle wat Joshua eerste geroep het, en hulle vat Joshua so een kant toe, en hulle praat met Joshua hieroor, en ons lees in Markus 13 vers 4, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? Wanneer, Meester, sal hierdie tempel vernietig word? Wanneer gaan dit gebeur? Dit bring ons weer direk terug by ons eerste deel oor die oordeele oor Jerusalem, wat ons gelees het in deel 1, weens die leiers en Juda wat nie wou luister, Israel en Juda wat nie wou luister na die stem van Jahwe nie, dat die aankondiging is, slegte mense, hulle sal 'n slegte dood sterwe, Matteus 21 vers 41, ek gaan hulle ombring en hulle stad aan die brand steek, Matteus 22 vers 7, ek gaan al die regverdige bloed van Abel af op hulle laat neerkom, Matteus 23 vers 35, voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag, hierdie generasie kom, Matteus 23 vers 36, julle stad sal woes gelaat word, Matteus 23 vers 38. Alles wat geprofeteer is oor Juda, oor die stad Jerusalem, sal vervul word wanneer Jerusalem vernietig word. En die tempel self, elke klip, afgebreek sal word.
Dit word opgesom in die woorde van Matteus 23 vers 37 en 38. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, maar en julle wou nie. Met die volgende woorde vers 38, kyk, julle huis word woes gelaat. Kyk, Jerusalem, ek gaan jou vernietig en jou tempel vir klip afgebreek word tot niks. Meester, wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Vir hulle was die tempel die kern van die aanbidding, die belangrikheid, die fisiese tempel en hierdie treffende woorde, hoe min het hulle geweet dat hierdie fisiese tempel juis vernietig moet word, sodat die ware tempel, die lewende tempel, gebou op die hoeksteen, die fondament, naamlik Yeshua, gestalte kan kry. Die woorde van Hebreërs 8 vers 13, as hy sê die nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak en wat oud word is verouderd en is naby die verdwyning. Wanneer Yeshua, wanneer die fisiese tabernakel, die tempel, was die heiligheid, maar die beeld van die ou verbond. Net soos die ou verbond beëindig is met die sterfte en die opstanding van Yeshua, so moet hier die beeld van die ou verbond, moet met die verdwyning, moet weggaan, moet verdwyn, met die vernietiging van Jerusalem, wanneer die tempel, die beeld van die ou verbond, totaal vernietig word. Van Yeshua af, vir die volgende 30 jaar, van 33 na Yeshua, volg daar 'n 30-40 jaar periode, tot en met 70, min of meer 37 jaar, wat volg, wat Jahwe die geleentheid gee, vir almal om die evangelie aan te neem, om te besef, maar die ou verbond is verby, beklee julle met die nuwe verbond, om Yeshua te bely, om hom aan te neem, totdat hy finaal die tempel en Jerusalem vernietig. Vertel ons meester, wanneer sal hierdie dinge wees? Nou kom ons terug na Matteus toe. Wanneer ons Matteus lees, sal jy sien dat Matteus dikwels dit amper op 'n ingewikkelde manier skryf. Wanneer 'n mens dit direk net lees, dan sal jy verstaan, maar dit is meer ingewikkeld as wat dit werklik is, en daarom is dit belangrik dat ons die ander evangelies ook lees, besonderlik Lukas. Omdat Lukas hoofsaaklik vir die 10 stamme geskryf is hy baie eenvoudig geskryf. Nou, om vir 'n voorbeeld te gebruik, vers 3 van Matteus 24. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal al hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? Hulle het nou net vir hom met Yeshua gesê, al die klippe gaan afgebreek word. Nou vra hulle vir hom, meester, maar wanneer gaan dit gebeur? Maar nou gaan Matteus verder en hy sê, wanneer is dit die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? Dan klink dit asof dit 'n klomp dinge bereik, nie net die vernietiging van die tempel nie, maar ook Yeshua se wederkoms en ook die einde van die wêreld. Nou net vir interessantheid. As ons die historiese konteks nie verstaan nie, dan klink dit amper asof dit finale eindtyd gebeure is. Maar wanneer ons dit in die konteks sien, dan sien ons dat Yeshua het gekom in oordeel, en dit was die einde van 'n tydperk van daardie aeon, die wêreld. Maar sonder om nou tegnies te raak, dit kan ons later raak, is dit eenvoudig om maklik net na Lukas toe te gaan, en Lukas stel dit vir ons baie duidelik, wanneer hy eenvoudig net sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken, Lukas wat eenvoudig in vers 7 net sê, en hy vra hom en sê, meester, wanneer sal dit dan wees, en wat is die teken, wanneer dit sal gebeur? Meester, wanneer is die teken, dat hierdie tempel vernietig sal word? En dan begin Yeshua te verduidelik, wat alles die voorafgaan tot die tempelse vernietiging. En hy begin verduidelik in vers 4 en 5. Alles wat ons dan sal sien, wat moet gebeur tot die vernietiging van die tempel, en terwille van volledigheid wil ek hê jy moet oplet, al hierdie dinge het in die tydperk tussen Yeshua
En 70 na Joshua met die vernietiging van die tempel, het alles in vervulling getree. U kan onthou, ons het vers 34 gelees, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag, hierdie generasie, sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie, en ons gaan nou lees hoe al hierdie dinge gebeur, en ek gaan vinnig na van hulle verwys, maar net na terwille van volledigheid. Vers 4, en Joshua antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Messia, en hulle sal baie mense mislei. Hierdie hele beginsel van mense wat kom en sê, ek is, eko eimi, ek is die Messia, ek is die gesalfde, ek is besonderlik. So was daar baie in daai tyd. Daar was 'n man met die naam van Thedas, wat verklaar het dat hy die Jordaan gaan kloof. 'n Egiptenaar, wat 30.000 volgelinge gehad het, wat agter hom aangeloop het, wat gesê het, hy gaan die mure van Jerusalem laat intuimel. Dositeus, wat verklaar het dat hy die vervulling is van daardie profesie van Deuteronomium 18 vers 15, waarin Moses gesê het, dat daar sal 'n man opstaan uit jou broeders uit, een soos jy, en na hom moet jy luister, hy is die Messia. Dositeus het gesê, dit is ek. Bar-Gogebas het ook verklaar dat hy vuur kon uitblaas, en daarom ook 'n aanspraakmaker is op hierdie besonderse gesalfde. So was daar baie in daai tyd wat na vore gekom het, en groot skares gelok het, wat agter hulle aangestap het, en gesê het, is dit nie dalk die Messia nie, want hulle het 'n fisiese, vleeslike Messia verwag. Toe Joshua gesterf het, toe hulle gesê, maar dit kan nie die Messia wees nie. Die Messia moet regeer, die Messia moet oorwin. Die onsigbare koninkryk wat Joshua begin het, was nie vir hulle genoeg nie. Hulle wou 'n fisiese koninkryk gehad het. En daarom loop hulle agter hierdie mans aan. En die woord waarsku, pas op vir hierdie verleiers. Dan lees ons Matteus 24 vers 6. Ons gaan lees van oorlog, gerugte van oorlog, hongersnode, pestsiektes, aardbewings, vers 6. En julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Ons lees dit dat daar oralster oorlog was, in Duitsland, Frankryk, Alexandrië, keiser Caligula, wat opdrag gegee het, dat daar 'n standbeeld van homself in Jerusalem in die tempel opgerig moes geword, wat absoluut is 'n vervloeking was. In Jerusalem self was daar konflik gewees. Dit is nog nie die einde nie. Oral waar jy oorlog, gerugte van oorlog hoor, weet dit is nog nie die einde nie. Daar sal baie weer hongersnode wees. Daar sal pestsiektes en aardbewings. Hongersnode was daar in die tyd van Claudius, was daar 'n hongersnood, Handelinge 11 vers 28. Eusebius verwys na hongersnode in Rome, in Judea, in Griekeland, oral was daar hongersnode gewees, pestsiektes. Suetonius verklaar dat daar in Rome 'n pes was wat 30.000 mense geëis het. Josephus vertel dat in 40 na Messia in Babylon was daar 'n pes gewees. In Tychicus vertel 'n pes in Italië in 66 na Messia. So hierdie dinge het plaasgevind. Van Joshua se opvaarding af sien ons hierdie dinge in vervulling tree met die oog op die vernietiging van Jerusalem. Aardbewings. Tychicus vertel dat daar 'n aardbewing in Rome was. 12 stede in Asië is amper totaal vernietig. Seneca skryf in 58 na Messia, how often have cities of Asia and Aegea fallen with one fatal shock, how many cities have been swallowed up in Syria, how many in Macedonia. Kolosse, Laodicea, Pompeii, Krete, Smyrna en Judea het almal deurgeloop deur aardbewings. Vers 8. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Die woord Odien wat verwys na geboortepyne van dit wat voorlê. Wanneer jy hierdie aardbewings, hierdie peste, hierdie hongersnode sien, weet net, dis net die begin van die oordeel wat oor julle kom. Vers 9. Dan sal hulle julle aan die verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat en baie valse profete sal opstaan
En baie mense mislei. Ons kom later terug na hierdie gedagte toe van verraad en mekaar doodmaak, mekaar oorlewer. Vers 11, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Onthou, hierdie einde verwys nie na die einde van alles nie, maar wie volhard in hierdie benoudheid, verdrukking, jy sal dit nou sien, hulle sal gered word. Geliefdes, vers 14, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Ek wil tog vir u daarop klem lê dat wanneer ons die profetiese woord lees, en wanneer ons hierdie profesie lees, moet ons die historiese konteks verstaan in die woorde wat gebruik word. Wanneer ons dit nou lees, dan klink dit amper vir ons, maar hierdie evangelie sal in die hele wêreld verkondig word. Die ganse aardbol, almal sal dit hoor. Die konteks daarvan is heeltemal anders, die historiese konteks. Kan jy onthou? In Lukas 2 vers 1, wanneer Josef en Maria moet gaan om hulle te laat inskryf daar in Bethlehem met die sensus, dan is dit die sensus van Augustus, en dan gebruik hy ook die wêreld. En in daardie dae is daar bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moet word. Die woord wêreld daar is oikumene, die bekende wêreld of die wêreld waar Rome geregeer het. So dit was nie die hele skepping aarde nie, dit was daar by die bekende aarde. En dieselfde is hier wat ons lees dan in Matteus 24 vers 14, die hele wêreld is die oikumene. Wanneer die apostels dan vir die volgende 35 jaar na die sterfte en die opvaarding van Yeshua begin om die evangelie te gaan verkondig, waar gaan verkondig hulle dit? By die bekende aarde, en dan besonderlik terwille van elkeen van ons wat dit weet, daar waar die 10 stamme was, daar waar Israel, wat in verstrooiing gegaan het, besonderlik aan hulle word die evangelie verkondig, sodat hy kan sê, in vers 14, die hele wêreld, totdat 'n getuienis van al die nasies, en dan sal die einde kom. Eers word hierdie evangelie verkondig, met die oog op die einde van die aeon, die tydperk van die ou verbond. En dan lees ons in vers 15. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judeas na die berge vlug, wie op die dak is, moenie afkom om iets uit die huis weg te neem nie, en wie op die land is, moenie omdraai om sy klere weg te neem nie, maar weet die vroue wat swanger is en wat nog soog in daardie dag, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Wanneer julle die gruwel, vers 15, van die verwoesting, waarvan die profeet Daniël gespreek is, wanneer julle hom sien staan in die heiligdom, dan moet julle weet. Nou geliefdes, 2 dinge. Die eerste deel is, daar word deur Antiochus Epiphanes, word daar 'n standbeeld opgerig, 'n gruwel van die verwoesting in Jerusalem. Ons lees daarvan in Daniël 11 vers 31 en Daniël 12 vers 1, en besonderlik ook in 1 Makabeërs 1 vers 54 en 55, en op die 15de dag van Kislu in die 145ste jaar, het hulle 'n gruwel van verwoesting op die altaar opgerig, en in die omliggende stede van Juda het hulle hoogtes gevestig, en hulle het by die deure van die huise en in die strate geoffer, en die boeke van die wet wat hulle gevind het hulle verskeur en verbrand. Maar wat belangrik is hierdie is 'n geruime tyd voor die tyd van Yeshua wat hierdie reeds plaasvind. Wanneer ons spesifiek Matteus 24 vers 15 se konteks begryp, dan moet ons dit lees soos dit dan nou staan in Lukas sowel as in Markus. En Lukas stel dit vir ons eenvoudig. Wanneer moet julle uitvlug? Hy sê wanneer julle iets sien, dan moet julle uitvlug en julle moenie in die huise ingaan nie. Julle moet niks gaan doen nie. Julle moet vlug. Lukas 21 vers 20 sê dit vir ons eenvoudig. En wanneer julle Jerusalem deur leers omsingel sien, dan moet julle weet dat die verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug.
Geliefdes, vers 15 dan van Matteus 24 verwys daarna, wanneer julle dan Jerusalem met leers omsingel sien, wat moet julle doen? Vlug na die berge toe, sonder om af te gaan in julle huis om iets te gaan haal, julle moet haastig vlug. Vers 21, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. Wanneer ons dit lees, dan klink dit vir ons asof dit daar was nog nooit so groot verdrukking, daar sal nooit so groot verdrukking ooit wees nie. Ons praat daarvan as hiperboliese taal. Wanneer koning Hiskia koning word, dan sê die woord, daar was nog nooit so goeie koning, en daar sal nooit so goeie koning wees nie. Dan kom koning Josia, dan sê daar was nog nooit so koning, daar sal nooit so goeie koning wees nie. Wat sê die woord eintlik? Dit was 'n goeie koning. Hy het Jahwe gevrees. Hiperboliese taal beteken nie dis alleen nie, want net so met die eerste vernietiging van Jerusalem, lees ons ook in Esegiel 5 vers 9, dat dit wat gebeur het, daar was nog nooit so groot gebeurtenis, daar sal nooit weer so groot benoudheid vir hulle wees nie, en hier kry ons weer dieselfde taal gebruik. Al wat dit is hiperboliese taal, om te verwys hoe groot hierdie verdrukking gaan wees, en net om 'n ooreenkoms te trek, net vir interessantheid, met die eerste vernietiging en die tweede vernietiging, wat is die klimaks van die oordeele van Jahwe? Wanneer weet ons dat die oordeel van Jahwe oor Israel of oor iets sy velste vlak bereik het? Wanneer moeders hulle eie kinders opeet. En in albei hierdie gevalle het dit gebeur. En daarom kan hierdie hiperboliese taal gebruik word om te beskryf hoe geweldig groot is hierdie verdrukking. En nou begin ons lees vers 22. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorene sal daardie dae verkort word. As iemand dan vir julle sê, kyk hier is Messia, of kyk daar, moet dit nie glo nie, want daar sal baie valse Messia, valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. En ons het gelees van hierdie manne wat al hierdie gesê het, ons is die Messia. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Geliefdes, alles wat ons tot nou toe gelees het, is duidelik vervul. Ek gaan nou vir die geskiedenis vertel, in die tydperk van die vernietiging van Jerusalem. Maar nou kom ons by 'n gedeelte, wat by baie mense onsekerheid werk. Kom ons lees dit eers, en dan gaan ek vir u terugvoering gee. Ek wil amper vir u sê, maak vas u sitplek gordels, want dit is 'n moeilike gedeelte, vers 27. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want oral waar die dooie liggame lê, daar sal die aasvoël saamkom. En dadelik na die verdrukking van daardie dae, sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke met die hemel, met groot krag en heerlikheid. Hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompet geskal, en hulle sal uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemel af tot by die ander einde daarvan. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis, wanneer sy takkels sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. As ons hierdie dinge lees, dan klink dit alles soos eindtyd gebeure. Finale wederkoms van Yeshua, maar hoor nou wat sê hy volgende. En leer vers 33, so weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag, hierdie generasie, sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Yeshua sê hier dus, alles wat ek nou vir julle sê, gaan oor wie kom? Oor hierdie generasie. Die hemel en die aarde kan verbygaan, maar my woorde kan nie verbygaan nie. Nou, daar is verskillende maniere hoe mense dit hanteer om hierby verby te kom.
Die eerste ene is dat dit is een van die kritiekpunte wat mense wat die Bybel kritiseer gebruik om te sê die woord is nie waar nie, want kyk hierdie spreek dan nou skielik van die wederkoms en hier kan sê Joshua maar dit het klaar plaasgevind. Ander mense probeer om die woord geslag, genia, dan te verander na die woord genos toe, wat beteken ras of jy kan onthou wanneer hy in 1 Petrus 2 vers 9 sê, julle is 'n uitverkore geslag, dan gebruik hy genos, wat beteken julle is 'n uitverkore ras, julle is 'n uitverkore etniese groep, terwyl genia, wat hy hier gebruik in vers 34, beteken generasie, nie in terme van 'n geslag nie, maar 'n generasie. En dan probeer mense om genia te verander na genos toe, om te sê, maar die geslag van Jahwe sal nie ophou, totdat al hierdie goeders volbring is nie, maar, dit is eksegeties is dit verkeerd, want dis nie wat daar staan nie, die woord genia word gebruik. Dan kan die vraag gevra word, maar hoe hanteer ons dan, en hoe verduidelik ons dan hierdie teks? Nou die eerste, en daarom, wat ek die aandag wil opvestig is, wanneer ons die profetiese woord gebruik, moet ons binne sy historiese konteks met hom omgaan. En om nie net uithaal en die betekenis daaraan koppel, wat ons nou het daaraan nie. Daaraan moet ons vra, hierdie woorde, wat was die historiese konteks wanneer Joshua dit aan die eerste hoorders gesê het, aan daardie 4 manne wanneer hy vir hulle sê, hierdie dinge sê, en hy daarna sê, al hierdie dinge wat ek nou vir julle sê, gaan oor hierdie geslag kom. Wat het hulle gehoor? Hoe het hulle dit verstaan? Binne die konteks van die Ou Testament, is dit vir ons baie duidelik dat, wanneer Jahwe verwys na sy koms, is dit dikwels sinoniem met 'n oordeel. Wanneer hy dan getuig van hy kom, dan kom hy om te oordeel. Psalm 98 vers 7. Laat die see bruis in sy volheid en die wêreld en dit wat daarin woon. Laat die riviere in die hande klap en die berge tesame jubel voor die aangesig van Jahwe, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld rig en geregtigheid en volke met reg. Wanneer Joshua kom, dan kom hy om te oordeel. Psalm 96 vers 11. Laat die hemel bly wees en die aarde juig, laat die see in sy volheid bruis, laat die veld juig en al wat daarin is, dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van Jahwe, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Jahwe se koms, verstaan baie mooi. Wanneer Joshua kom, en wanneer Jahwe kom, is dit nie net die wederkoms nie. Dink maar aan Daniël 7 vers 13, en wanneer die presiese woorde gebruik word van die seun van die mens wat kom, dan kom hy nie in sy wederkoms nie, maar hy kom na die oue van daad toe om koningskap en heerskappy te ontvang na sy sterfte en sy opstanding. So word daar dikwels in die Ou Testament gebruik van Jahwe wat kom as 'n beeld van Jahwe se oordeel, nie van die wederkoms nie. Onthou dit asseblief. En dan sal jy sien dat dikwels wat gepaard gaan daarmee is die uitdrukking van wondergebeure. Die berge smelt weg, die son en die maan gaan kruip weg, die wêreldvloed gaan kruip weg, die hemel word geskit, die aarde word geskit, hierdie kataklismiese gebeure, ons praat daarvan van 'n godsopenbaring wat gepaard gaan met hierdie wondertekens as 'n uitbeelding van Jahwe wat kom in oordeel. Kom ons lees enkele voorbeelde daarvan. Ons lees in Jesaja 13, jy kan saamblaai soontoe, Jesaja hoofstuk 13, gaan ons saam lees, nou, net om die agtergrond te verstaan, Jesaja 13 handel nie oor die wederkoms aan die einde nie, Jesaja 13 handel oor die wondergebeure wat later beskryf word in Jesaja 44, waarin Babylon val, waarin Mede en Perse onder koning Darius op 'n wonderlike manier deur Jahwe se profeseë
kom hulle in en hulle trek daardie Babylon in, en daai aand wat Belsasar, u ken die verhaal goed, daai aand wat Belsasar gesit het en hulle was besig in hulle dronkmanspartytjie en hulle drink uit die bekers van die tempel uit, en dan verskyn die hand van Jahwe daar op die muur, menie tekel Efaar se geweegde lig bevind, en Daniël wat dit oordra en sê, vanaand nog gaan u sterf, koning Belsasar. En dan is dit koning Darius wat die Efraat verlei, en dan kom hulle daar op die vloedvlakte, kom hulle in, en hulle gaan deur die koper hekke wat oop staan weens hierdie dronkpartytjie, hulle gaan in en hulle oorwin Babylon, en hulle maak dan nou, Darius maak dan nou vir Belsasar dood. Nou dis die gebeure wat vertel word. Maar nou lees ons van hierdie oordeel in Jesaja 13, dan klink dit amper of wat eindtyd gebeure is. Jesaja 13 vers 9. Kyk, die dag van Jahwe kom verskriklik, met grimmigheid en torengloed op die aarde, 'n woesterny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg, want die sterre van die hemel en sy Orion sal hulle lig nie laat skyn nie. Die son is duister by sy opgang en die maan laat sy lig nie skyn nie. En ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek en aan die goddelose hulle ongeregtigheid. En ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van die tiranne verneder. Vers 13. Daarom sal ek die hemel laat sidder en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef vanweë die grimmigheid van Jahwe van die leerskare en vanweë die dag van sy torengloed. Vinnig die vraag dan, met die vernietiging van Babylon. Is dit so dat die hemel het gesidder en die aarde het gewyk uit sy plek van wat hy gebeef het? Nee. Maar dis 'n hiperboliese taal van die beskrywing van die oordeel waarmee Jahwe kom. Jy gaan sien, hierdie dinge gebeur nie fisies nie, maar is 'n beskrywing van Jahwe wat kom in oordeel. Micha 1 vers 3, kom ons blaai gou saam daarna Micha 1 vers 3 toe. Ons lees daarvan na vers 3 af, Micha 1 vers 3, want kyk, Jahwe gaan uit sy woonplek uit en hy daal neer en hy betree die hoogtes van die aarde. Sien nie weer hierdie beeld van Jahwe wat kom en hy kom om te oordeel, net vir die interessantheid in terme van Micha, wie is hy besig om te oordeel? Hy oordeel die wêreld in besonderlik Samaria en Jerusalem vir Israel weens hulle sondes. Dit verwys na Jahwe se oordeel oor hulle besonderlik. En dan sê hy, want kyk, Jahwe gaan uit sy woonplek uit en hy daal neer en betree die hoogtes van die aarde en die berge smelt weg onder hom en die laagte skeer oop soos was voor die vuur, soos water wat langs die hemel afstroom. Het dit fisies gebeur dat die berge oopskeer, dat die laagtes wegsmelt, laat dit alles so wegvloei? Nee. Maar dit is die beeld van Jahwe se oordeel. Dit is die beeld van Jahwe se regverdigheid wat die onregverdigheid oordeel. Habakuk 3. Habakuk 3. Ons gaan lees vanaf vers 10 af. Die berge sien nie en bewe van angs en die wolk breek storm verby en die wêreldvloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog. Die son en die maan bly in hulle woonplek by die lig van die pyle wat verbyskiet, by die glans van die flikkerende spies. In grimmigheid betree u die aarde en in toorn dors u die nasies. Wanneer Jahwe kom om te oordeel, dan word dit beskryf asof die wolk breek storm verby, die wêreldvloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog, die son en die maan bly in hulle woonplek by die lig van sy pyle wat verbyskiet. Al hierdie dinge gebeur en dit druk eintlik net Jahwe se oordeel uit. Jahwe kom om te oordeel. Net vir interessantheid, ons sien dit ook in van die pragtige beskrywings in Rigters 5 vers 4, wanneer die oorwinningslied van Debora en Barak, dan sien ons dit ook in Rigters 5 vers 4, Jahwe toe uitgetrek het uit Seer, toe hy voortgestap het uit die veld van Edom, het die aarde gebeef, ook het die hemel gedrup, ook het die wolke water gedrup, berge het gewankel voor die aangesig van Jahwe uit, hier die Sinai voor die aangesig van Jahwe, die Elohim van Israel. Wanneer Jahwe namens Israel uittrek en oordeel van sy vyande, dan word dit beskryf asof die aarde wankel en asof die aarde bewe voor die aangesig van Jahwe. Psalm 68 vers 8. O Elohim, toe hy uitgetrek het voor die volk, toe hy voortgestap het in die wildernis Sela, het die aarde gebewe, ook het die hemel gedrup voor die aangesig van Elohim. Hier die Sinai voor die aangesig van Elohim, die Elohim van Israel. Ons sien dus dikwels dat hierdie profetiese taal, kom ons gaan terug na Matteus 24 toe.
of hierdie hiperboliese taal in die profete algemeen gebruik word, dat hier kom Yeshua, die aarde, die son word verduister, die maan vlug weg, daar is 'n aardbewing, al hierdie dinge, hierdie tekens gebeur, alles, en dis Jahwe wat kom in oordeel. Daarom, geliefdes, wanneer ons dit lees in Matteus 24, is al hierdie gebeure 'n beskrywing van Jahwe wat kom om Jerusalem te oordeel in die vernietiging van die tempel, in die oordeel oor die generasie, omdat hulle Yeshua verwerp en verag het. En daarom, vers 34, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag, hierdie generasie sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie, spreek Yeshua. Kom ons kyk vir 'n oomblik na die geskiedenis. Ons weet dat die eerste keisers wat plaasvind, alhoewel Julius Caesar nie regtig gereken word as 'n keiser nie, is hy die eerste, Julius Caesar die eerste ene, Augustus, dan Tiberius, dan Caligula, dan Claudius. Claudius het 'n aanneemseun met die naam van Nero. Claudius se vrou is Agrippina. Agrippina was die ma van Nero gewees. In Nero se jong dae begin Claudius reeds al waarneem, maar hier is iets fout met hierdie kind, dat hy geweldige snaakse neigings het. En so wil hy dan, poog hy om Britannicus, sy jonger halfbroer, dan nou te koning te maak, of opvolger te maak van die keizerskap. Agrippina kom daarvan te hore, sy vergiftig dan haar man Claudius, en so word Nero dan op 'n jong ouderdom, word hy dan in 54, hy is min of meer gebore, in 37 na Yeshua, in 54 na Yeshua, word hy keiser van Rome. Seneca is een van die persone, sy raadgewers, wat in sy jong dae geweldige belangrike rol gespeel het, en ons kyk in daai eerste tydperk nog 'n redelike rustige tydperk in Nero se lewe. Totdat hy stelselmatig beginne meer simptome toon van sy latere neiging in sy lewe. Hy was regtig van sy sinne beroof gewees. Hy het werklik geweldige neigings en bose karakter gehad. Ons sien ook dat later sy eie ma, Agrippina, wat vir Claudius vergiftig het, begin ook agterkom iets is fout, en sy probeer dan ook 'n sameswering maak om dan die jonger broer Britannicus te laat as opvolger, as keizerskap te laat oorneem. Hy hoor daarvan, sy is by Agrippina vaar in 'n boot, en hy laat die boot sink om haar dood te maak, sy oorleef, sy swem tot by die kant, en dan tree hy net op in 59 na Messia, en hy gee opdrag, en hulle maak sy ma dood. Ook in 62 na Messia, Seneca, gee hy opdrag vir Seneca, wat ook nog 'n redelike goeie invloed gehad het op hom, om selfmoord te pleeg, en Seneca en sy hele huisgesin drink dan nou gif en hulle sterf. En van daar af sien ons hier die eskalasie in Nero se boosheid en sy roekelose optrede. Hy het geglo hy was 'n besonderse kunstenaar. En daarom het hy hier die urelange vertonings gehad, waar hy op die harp gespeel het, waar hy gesing het, waar hy voorgedra het, waar tydens niemand kamer mag verlaat nie. Almal moes daai ure daar gesit het. Daar word verwys na hoeveel vrouens tydens hierdie vertonings in kraam gegaan het, maar hulle mag nie uitgegaan het nie. Elkeen wat uitgegaan is gestraf. 'n geweldige narcissus wat hy was. Sy seksuele was hy totaal vulgêr gewees, totaal boos. Dis iets waaroor mense nie eens praat nie. In 64 na Messia is hy min of meer 70 km buitekant, 40 km buitekant Rome, terwyl hy daar buite Rome is, begin Rome te brand. En 1/3 van die stad Rome brand en verbrand dan, nou gaan tot niet. En hy kom terug en hy maak en hy help nou asof hy
al hierdie mense wat nou skade gekry het, vreeslik baie help en moeite omgee en alles. Maar 'n week daarna dan haal hy die planne uit van hoe hy Rome wil verander en almal, en skielik is dit vir hulle duidelik, maar hierdie planne was altyd daar. Dis Nero wat die stad aan die brand gesteek het. En hierdie planne sê dat hy hierdie stad Rome Neropolis wil genoem het. En dan begin hulle besef, maar dis hy wat die stad aan die brand gesteek het. En dan draai daar 'n sentiment, en om dit te vervang, het hy direk opgetree en gesê, maar dit was die gelowiges, die Christene van daai tyd, hulle wat die gesalfde gevolg het, hulle wat Yeshua gevolg het, dis hulle wat Rome aan die brand gesteek het. En vir die volgende 3,5 jaar volg daar 'n geweldige vervolging van gelowiges. Vir die eerste keer word die gelowiges nie deur die Judeërs vervolg nie, hulle wat in die ou verbond was nie, maar deur 'n wêreldryk. En Nero vervolg hulle word in die arenas teen wilde diere geplaas, en hulle word daar verskeer, in velle toegebind met bloed, dat die wilde diere hulle verskeer, pale word in hulle opgesteek en pik aan hulle gesmeer, sodat hulle aan die brand gesteek kan word, as sogenaamde ligte by die partytjies van Nero. 'n Geweldige boosheid. Dis juis ook verskoon in hierdie tyd, wat Johannes waarskynlik dan nou verban is na die eiland Patmos toe, waar hy dan nou Openbaring geskryf het. In die tussentyd, met al hierdie gebeure, in Rome, maar wat ook 'n invloed in Judea Rome in Judea ondergehad het, kry ons die goewerneurs in Judea. Die eerste van die goewerneurs, vir Felix waarvan die Bybel praat, Festus waarvan die Bybel praat, en dan kry ons 'n goewerneur met die naam van Gessius Florus. In 64 tot 66 na Yeshua is hy dan nou die goewerneur in die omstreke van Judea. Hy begin van die tempelgeld steel. Hy laat 3600 vredelewende Judeërs laat hy doodmaak. En nadat hy dit gedoen het, kry ons dat die Selote, die meer ultra-konservatiewe deel in Jerusalem, wil dan Jerusalem beginne bevry. Hulle kom teen opstand teen hierdie Gessius Florus. Hulle was in opstand teen die Romeine gewees. Hulle het net 'n verskoning gesoek eintlik om oorlog te maak. En daarom kom hulle in opstand in 66 na Messia. Hulle dryf vir Gessius Florus uit Jerusalem uit en hulle roep dan 'n onafhanklike staat, roep hulle uit. In die tussentyd gee Nero opdrag en daar kom 'n man met die naam van Sestius Gallus. Hy kom uit Sirië uit, hy was 'n generaal daar, en hy kom met hierdie Romeinse mag, en hy kom na Jerusalem toe om orde te kom herstel, om heerskappy van Rome te kom herstel. Hy kom belê Jerusalem, hy veg teen Jerusalem, en net voordat hy's besig amper om Jerusalem in te neem, op 'n onverklaarbare wyse, vertrek hy dan net skielik. Dit wil voorkom of daar op sy voorraad van sy verskaffer van sy lyne waar hy voorrade verskaf het aan sy weermag, dat daar skade was of wat ook al, maar skielik trek hy terug, en hierdie Selote wat in Jerusalem is, trek agter hom aan, en by Bet Horon verslaan hulle dan hierdie Sestius Gallus, en hulle juig in vreugde. Jahwe gee die oorwinning. Hulle kan Jerusalem uitroep as 'n onafhanklike staat. Hulle kom terug na Jerusalem toe, en hulle sê, laat ons hier leef. Maar nou kom ons terug na die woorde van Yeshua. Kan almal onthou wat het ons gelees in Matteus 24 vers 15, wat ons gelees het in Lukas en in Markus? Wanneer julle Jerusalem met leers omsingel sien, wat moet julle doen? Vlug na die berge. Nou, wanneer dit gesê is, klink dit amper vreemd, want hoe vlug jy as daar nou leers om jou is? Maar hier kom dit, en Sestius Gallus, nadat hy weggetrek het, gaan al die gelowiges wat in Yeshua geglo het, vat hierdie woorde van Yeshua, en hulle vlug uit Jerusalem uit, na die woestyn van Judea toe, daar na Pella toe, en hulle gaan vestig hulle daar. Die Selote daarenteen, wat pro-ou verbond was, vier hierdie absolute oorwinning. Binne die stad kry ons dan die Selote teenoor die Sadduseërs wat weer baie meer die Romeine goedgesind was, wat weer baie liberaal was, en hier's hierdie
konflik tussen hierdie twee kante, want al die gelowiges is uit Jerusalem uit, hulle is daar na die woestyn toe, terwyl die ultra-konservatiewes, die Zelote wat net wil beklei, wat die Romeine wil oorwin, en die Sadduseërs wat pro-Romeins is, bly nog oor in die stad. In die tussentyd stuur Nero vir Vespasianus. Vespasianus kom met 60.000 beroepssoldate en hulle begin in die noorde, daar by die see van Galilea, elke nedersetting, elke dorpie, alles te vernietig. Almal word doodgemaak, alles word gelyk gemaak met die vloer om Israel te straf. Hy kom af en hy omsingel vir 'n tweede keer word Jerusalem omsingel. 'n Geweldige mag wat hy dissipline, orde, alles. En dan sterf in 68 na Messia sterf Nero. En toe Nero sterf, Vespasianus was 'n sterk aanspraakmaker op die keizerskap en hy vertrek vir 'n tweede keer word hierdie stad wat omsingel is Jerusalem, skielik vertrek hierdie weermag. En weer is dit die Zelote wat sê, maar dis Jahwe se handeling, dis Jahwe se genade, kyk hierdie oorwinning. Israel is onafhanklik. Kyk, ons gaan oorwin, ons gaan Rome oorwin. Dronk van eie geregtigheid. In die tussentyd gaan Vespasianus op na Rome toe. Ons kry daai jaar na 68 wat Nero sterf, die jaar van die 4 keisers. Die eerste keiser is Galba. Galba word opgevolg deur Otto. Otto word opgevolg deur Vitellius. Vitellius word dan opgevolg deur Vespasianus. Almal in 1 jaar in 69 wat elkeen van hulle keiser is. Desember 69 word Vespasianus keiser in Rome en hy stuur sy seun Titus om Jerusalem te gaan onderwerp. Anders as sy pa beskik hy nie oor 60.000 beroepssoldate nie. Hy het min of meer, as ek reg onthou, 20.000 beroepssoldate, Romeinse soldate, 20.000 vrywilligers en 20.000 huursoldate. En ons sal dit ook later sien met die inname van Jerusalem, dat dit 'n ongedissiplineerde deel gehad het aan die weermag. En so kom hy en hy omsingel Jerusalem. En Jerusalem word in April 70 na Messia word hy omsingel. Met elkeen van hierdie gebeure vir die 3de keer word hy nou omsingel. Die vorige 2 kere sê die geskiedskrywers vir ons dat al die gelowiges wat in Yeshua geglo het toe reeds uit die stad verdwyn. Terwyl toe Vespasianus van die noorde af begin het om al die nedersettings en dorpies te vernietig, het al hierdie mense afgevlug na Jerusalem toe hulle kom vestig in Jerusalem. Jerusalem is oorvol. Dit is die tyd van die Pasga. Baie is daar om die Pasga te kom vier. Ons lees dat hulle laat eers al die mense wat wil inkom in Jerusalem, laat hulle inkom. Jerusalem was oorvol met mense gewees en toe maak hulle skielik Jerusalem toe, dat niemand kan ingaan en niemand kan uitgaan nie, en die Romeine wat Jerusalem omsingel. Nou sonder om te veel in detail te raak met die oorlog self rondom die veldslae in Jerusalem, ons sien binne in Jerusalem hierdie 2 kante, die Zelote, die absolute ultrakonservatief, hierdie kant die liberale, en hierdie 2 partye raak betrokke in 'n burgeroorlog. Die Zelote sny 12.000 mense se kele af. 12.000 van hierdie wat meer liberale se kele sny hulle af. Die lyke lê die stad vol. Dis net bloed, dis net liggame wat oralster lê. Ons lees dat in die voorhof daar 8.400 lyke was in die tempel se voorhof. 'n geweldige getal. Laat ons dink aan die woorde van Yeshua, of voordat ek dit noem, die agtergrond net eers. Verder wou hierdie Zelote nie wag. Jerusalem was 'n versterkte stad met mure. Te danksy aan Hiskia se tonnel was daar vars water wat in die stad ingeloop het in oorvloed. Was daar meer as genoeg kos binne in Jerusalem. Jerusalem kon vir jare lank 'n beleg weerstaan. Maar dis nie wat die Zelote wou hê nie.
Die Zelote wou oorlog hê en daarom het hulle die graanskuur aan die brand gesteek en al die voorraad, die voedselvoorrade is alles verbrand en skielik breek daar hongersnood in die stad uit, daar's nie meer kos nie. Binne hierdie burgeroorlog, asof dit nie genoeg is nie, is daar nog hongersnood ook. En saam met dit kom pestes en siektes, want daar lê die liggame, vir 5 maande lank lê daai liggame, net daai 12.000 lyke wat al hoe later, al hoe meer geword het, lyk net daar in die straat besig om te ontbind, besig om te vrot, besig om te stink, daar's niks om daarmee te doen nie, dis haglike omstandighede, daar's hongersnood, daar's peste, in so mate, dat die klimaks vertel word, dat ma's hulle eie kinders beginne opeet het. Dit was die toestand in Jerusalem. Daarom die woorde van Yeshua in Lukas 23 vers 28. Dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie. Ween oor julleself en oor julle kinders van dit wat voor lê. En hierdie oordeel van Jahwe word vertrek oor Jerusalem, omdat julle Yeshua nie aangeneem het nie. Hulle sterf in die duisende in Jerusalem. Die hongersnood, die pestsiektes, eis 'n geweldige hoeveelheid mense. Die stad word letterlik gevul met lyke. Sekere persone, die Zelote verhoed enigeen om uit die stad uit te gaan, maar van hulle is nie vermoë om uit te vlug. En die Romeine kom agter, maar almal wat uitvlug het, van hulle het muntstuk in hulle maag wat hulle ingesluk het om later weer te gaan gebruik. So almal wat uit die stad uitkom, word oop, hulle maag word oopgesny in die soeke na hierdie muntstukke. Baie van hulle word later in gevloekpaal buite kan die stad tot 50 dag, om hulle wat binne in die stad is, te intimideer. 5 maande later val Jerusalem. Die toestand in Jerusalem was onbeskryflik. Josefus sê 1.1 miljoen Israeliete is dood. Titus skryf dat toe hy die stad ingegaan het dit nie vir hom gevoel soos 'n oorwinning nie. Hy sê dit kan niks anders wees as die oordeel van God nie. Van die wat nog leef, 97.000 word as slawe weggevoer. Die geweldige oordeel van Jahwe oor Jerusalem. Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou bymekaar maak, soos 'n henaar kyk, en so dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n henaar kyk, maar julle wou nie. Jou stad word woes gelaat. Hoe dikwels het ek by jou gekom om vrug te vind? Al wat daar was bloedvergieting. Ek het jou uitgenooi na die bruilof, daar was bloedvergieting. Slegte mense, julle sal 'n slegte dood sterf. Wat sal die eienaar, wat sal die koning doen? Hy sal sy manskappe stuur, hulle sal daar die manne ombring en hulle stad aan die brand steek. Titus wou die tempel bewaar het. Maar weens sy weermag wat daar was, wat ongedissiplineerd was, het hulle die tempel aan die brand gesteek. En as gevolg van die brand het die goud tussen die klippe ingesmelt. En die manskappe het letterlik klip vir klip van mekaar afgerol om by die goud uit te kom. Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Jahwe het na Jerusalem toe gekom
in 'n geweldige oordeel. En tog is sy genade oor die uitverkorenes. Tog maak hy die uitverkorenes bymekaar, elkeen wat luister na die woord van Yeshua. As julle Jerusalem omsingel sien deur 'n leer, vlug na die berge, en dat hulle sê, nie een, dat die geskiedenisskrywer Eusebius en so skryf, nie een gelowige het omgekom in Jerusalem nie. Maar hulle wat nie geluister het nie, is vernietig. Die woorde het waar geword van Matteus 23 vers 36, voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge het oor hierdie generasie geslag gekom. Hoofstuk 24 vers 34. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag, hierdie generasie sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. Geliefdes, Jahwe se woord is altyd waar. En ek wil daarmee in aanleiding van die boodskap wil ek sê, kom ons wees waaksaam wanneer ons met die woord van Jahwe en die profetiese woord omgaan, dat ons dit werklik in sy besonderse konteks sal hanteer, sodat ons die volheid en die absolute waarheid van Jahwe se woord. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. Kom ons staan en bid ons saam. Heilige Vader, dankie vir u woord wat ewig is. Dankie dat u woord vir ons 'n maatstaf en 'n riglyn in volle waarheid is. Dankie Vader Jahwe, dat ons u woord mag glo, dat ons lewens daarvolgens mag inrig, en vra Vader Jahwe, vorm en maak ons elkeen asseblief na Yeshua. Help ons om waaragtig Yeshua te glo, om aan te neem, om te volg, want dit is vir ons die lewe, tot verheerliking van u wonderlike naam. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Terwyl ons net so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal